Hallo daar, graad 7 leerders. Welkom. Maak julle gereed vir 'n regte, asemrowende reis deur die planteryk. Ek is julle gids vir vandag se verduideliking en sjoe, ons gaan na die epiese verhaal kyk van hoe plante lewe, voortplant en natuurlik nuwe generasies die wêreld instuur. Ons gaan al hierdie ongelooflike natuurlike stelsels stapsgewys uitmekaar haal. Dink hieraan as jou ultieme visuele eksamen-oorsig vir natuurwetenskappe. Reg, kom ons duik dadelik in. Sien hierdie as ons roetekaart vir vandag. Ons het presies 6 stappe. 1. Die planteryk se klassifikasie. 2. 1 saadlobbiges teenoor 2 saadlobbiges. 3. Tipes voortplanting in plante. 4. Die dele van 'n blom. 5. Bestuiving en bevrugting verduidelik. En laastens, nommer 6, hoe sade versprei word. Met hierdie gids in hand is jy verseker 100% reg vir daardie eksamen. Kom ons waai. Afdeling 1. Die planteryk se klassifikasie, spore en sade. Dit is juis hier by spore en sade waar die oudste en eintlik die mees fundamentale evolusionêre skeiding in die natuur gebeur het. Dis basies oeroue oorlewing aan die een kant, teenoor 'n splinternuwe briljante ontwerpplan aan die ander. Aan ons linkerkant het ons plante sonder sade. Dink aan dinge soos jou varings, mosse en alge. Hulle produseer hierdie piepklein spore, gewoonlik so aan die onderkant van hul blare, om voort te plant. Dis baie eenvoudig en dis baie oud. Maar dan, aan die ander kant kry ons plante met sade. En wow, sade is 'n massiewe evolusionêre sprong. Dis letterlik 'n voorverpakte babakplantjie met sy eie klein kosblikkie, wat net soveel meer beskerming bied teen die natuur se elemente. Nou ja, as ons na daardie plante met sade kyk, kry ons hoofsaaklik 2 groepe. Die heel eerste groep is die gimnosperme. Die belangrikste woord wat jy hier moet onthou is keeldraand. Dink aan daardie onwrikbare, antieke argitektuur van die natuur. Dennebome, oeroue broodbome of selfs daardie majesteuse geelhoutbome is die perfekte voorbeelde. Hul sade ontwikkel veilig en knus binne-in harde keels. Jy kry gewoonlik die klein manlike keeltjies, hulle is verantwoordelik vir die styfmeel. En dan daardie groot, indrukwekkende vroulike keels waar die sade eintlik binne skuil en stadig ontwikkel. En dan stap groep nommer 2 op die verhoog. Die angiosperme. Dit, my vriende, is waar die ware, delikate skoonheid van die natuur regtig na vore kom. Angiosperme is ons blomplante. By hulle ontwikkel die sade glad nie in harde keels nie, waar binne in die veilige, beskermende vroulike deel van 'n pragtige blom, die vrugbeginsel. So volgende keer as jy na 'n skitterende protea, 'n alwyn, 'n fynroos of selfs net na alledaagse mielies of boontjies in die tuin kyk, dan kyk jy letterlik na 'n angiosperm in aksie. Dis eintlik nogal merkwaardig. Afdeling 2. 1 saadlobbiges teenoor 2 saadlobbiges, die 2 groepe angiosperme. OK, julle moet nou mooi luister, want hierdie spesifieke mikroskopiese verskille vorm byna altyd 'n enorme kritiese vraag in julle eksamens. Wat ek persoonlik fascinerend vind, is hoe die natuur letterlik wiskundige patrone gebruik om homself te organiseer. Hierdie tabel is jou ultieme kilkaart, so kom ons stap gou daardeur. Eerstens kyk na die sade self. 1 saadlobbiges het letterlik net 1 saadlob of kiemblaar, terwyl 2 saadlobbiges, wel, soos die naam sê, 2 het. Gaan na die blare toe. 1 saadlobbige se blare is lank en smal met parallelle are, dink aan hoe gras lyk. 2 saadlobbiges, aan die ander kant, het breë blare met 'n hele netwerk van are. En hier kom daardie wiskunde in. Die blomdele van 1 saadlobbiges werk altyd in veelvoude van 3, terwyl 2 saadlobbiges dit bietjie afwissel met veelvoude van 4 of 5. By die wortels gaan jy sien 1 saadlobbiges het hierdie vlak, veselagtige wortelstelsels, terwyl 2 saadlobbiges 'n lang, dik penwortel gebruik as 'n baie stewige anker. Laastens, die stengels. 1 saadlobbiges het oor die algemeen sagter groen stengels. 2 saadlobbiges sin kan vertak en hard word, byna soos hout. So voorbeelde, mielies en grasse is 1 saadlobbig, boontjies en rose is 2 saadlobbig, maar seker jy ken hierdie tabel, dis goud werd vir jou punte. Afdeling 3. Tipes voortplanting in plante, hoe lewe voortgaan. As mense wat lief is vir natuurdokumentêre programme, noem ons voortplanting baie keer die drama van oorlewing.
En dit is regtig so, want dis die biologiese masjinerie wat vereis word sodat lewe op planeet Aarde eenvoudig net kan voortgaan. Plante kies basies al voortplantingstaktiek op een van twee maniere. Aan die een kant is daar ongeslagtelike voortplanting. Ek weet dit klink ingewikkeld, maar dit beteken eintlik maar net daar is slegs een ouer betrokke en dit maak 'n perfekte, presiese kloon van homself. As jy al ooit in die kombuis gesien het hoe ou aardappelknolle sulke nuwe plantjies uitskiet, wel dis ongeslagtelik. Dit is 'n vinnige en effektiewe manier om te oorleef. Maar dan kry jy die ander een en dis meesterlik, geslagtelike voortplanting. Hier kombineer twee verskillende ouers hul manlike en vroulike DNS. Die resultaat? Daardie nageslag is 100% uniek. Hierdie spesifieke variasie, hierdie genetiese vermenging, is die absolute geheim van hoe plante suksesvol aanpas om nuwe klimate en nuwe siektes te oorleef. Dis ongelooflik slim. Afdeling 4. Die dele van 'n blom, die anatomie van oorlewing. Reg, maak julle gereed, want ons gaan nou mikroskopies diep inzoom, reg in die hart van die blom in. Sien, 'n blom is amper soos 'n perfek ontwerpte vesting. Heel aan die buitekant vind ons die strukturele fondamente. Eerstens is daar die stam. Hy ondersteun die blom en hou hom rotsvas. Reg bo hom is die blombodem aan die basis. Dit is letterlik die platform waar al die verskillende blomdele stewig vasheg. As jy nou 'n bietjie hoër kyk, sien jy daardie kelkblare. Dis daardie klein taai groen blaadjies aan die buitekant. Hulle werk amper soos skilde om die kwesbare jong blomknop eers te beskerm en bonus, hulle kan boonop fotosinteer. En dan natuurlik die regte meesterstuk van die blom se ontwerp, die kroonblare. Hierdie helder kleurvolle blare is soos neonligte wat insekte roep. Hulle absolute hoofdoel is net een ding, om bestuivers van ver af nader te lok. So, as ons nou verby daardie mooi kroonblare kyk, reg tot binne in die binneste heiligdom van die blom, dan vind ons die werklike biologiese fabrieke, die voortplantingsorgane. Eerstens is daar die manlike deel. Ons noem hom die meeldraad. Dit word eintlik onderverdeel in die helmdraad wat so oorend staan en dan aan sy heel puntjie is die helmknop. Dis hy wat daardie lewegewende stuifmeel of kom ons sê manlike selle vervaardig. En dan reg in die middel van die blom troon die vroulike deel, die stamper. Haar bokant, wat ons die stempel noem, is gewoonlik baie taai en wag net daar, amper soos 'n vangnet vir enige stuifmeel wat verbykom. Van daar af loop dit af deur 'n lang buis genaamd die styl, wat jou reguit afvat in die veilige beskermde vrugbeginsel in. En dis presies daarbinne waar die kosbare saadknoppies, die vroulike eierselle, geduldig wag. Neem 'n oomblik en memoriseer hierdie anatomiese terme fyn. Hulle is regtig waar goud werd vir julle vraestel. Afdeling 5. Bestuiving en bevrugting verduidelik. Die begin van nuwe lewe. Hier is ons nou by die absolute klimaks van ons plantstorie. Dit is hier waar al hierdie fyn deeltjies as 'n reuse span moet begin saamwerk. So, wat is bestuiving presies? Om dit heeltemal kristalhelder te maak, dit is die lewensnoodsaaklike oordrag van die stuifmeelkorrels vanaf die helmknop regdeur na die taai-stempel toe. Dit is die beginpunt van alles. As daardie stuifmeel om die een of ander rede nie sy eindbestemming bereik nie, wel dan kom die hele stelsel tot stilstand. Dit bring ons by 'n baie kardinale vraag. Presies hoe beweeg hierdie stuifmeel rond? Ek bedoel, blomme kan mos nie loop of vlieg nie, of hoe? Wel, die antwoord is dat plante hierdie uitsonderlike, natuurlike vernootskappe met die wêreld om hulle gesluit het. Eerstens is daar insekbestuiving. Hier gebruik die plant parfuum en die heerlike soet nektar om pesige baie en skoonlappers nader te lok as hul posmanne. Dan kry ons voelbestuiving. Sien, voëls, soos byvoorbeeld ons mooi suikerbekkies, se reuksintuig is nie te waffers nie. So die plant pas aan en bou groot, rooi, baie sterk blomme met hope en hope nektar om die voeltjies te beloon. Vir windbestuiving verander die strategie heeltemal. Die plant gooi basies uiterlike skoonheids by die venster uit. Goeie soos gras en dennebome is heeltemal onopvallend. Hulle laat hul helmdrade net so wyd in die wind wapper en hoop dan om miljoene ligte stuifmeelkorrels asof in 'n poederwolk weg te blaas. En ten slotte natuurlik kry ons waterbestuiving waar 'n plant soos byvoorbeeld 'n waterlelie bloot sy stuifmeel vrylaat en dit kalm op die stroom na ander disstimpel laat wegdryf. Hoe slim is dit nie? En dan, sodra die stuifmeel daar is, gebeur die regte wonderwerk, bevrugting. Daar is presies 4 chronologiese stappe hierso en luister nou mooi want dit is die tipe inligting wat jy net so in 'n eksamenvraestel kan neerskryf. Stap 1. Die stuifmeel land op daardie taai-stempel en ontkiem onmiddellik. Dit is waar alles begin. Stap 2. 'n ongelooflike klein fyn buisie, die stuifmeelbuis, begin groei.
Hy boor homself letterlik heeltemal af deur die styl, tot heel onder in die vrugbeginsel in. Stap 3 is waar die magie gebeur. Bevrugting vind uiteindelik plaas. Die manlike en vroulike selle smelt binne in die embriosak saam en dit vorm die embrio tesame met sy eie klein kosvoorraad wat ons die endosperm noem. En dan uiteindelik stap 4. Die vertoning is verby. Die mooi kroonblare verskrimpel en val af. Daardie saadknoppe word nou stewige, harde sade en die klein vrugbeginsel begin lekker op te slaal en ryp te word totdat hy 'n volle vrug is. Wow. Nou ja, bevrugting het suksesvol plaasgevind. Al hierdie ongelooflike werk en biologiese argitektuur het uiteindelik 'n pragtige klein saadjie geskep. Maar dit bring ons dadelik by nog 'n reuse struikelblok. Sien, as daardie spesifieke saad bloot direk onder sy eie ouers se skaduwee op die grond sou val, gaan hy erg moet kompeteer vir water en vir lig en hy sal waarskynlik sterf. So die vraag is, hoe op aarde bereik daardie saad veilige nuwe grond om te groei? Afdeling 6. Hoe sade versprei word. Die verspreiding van lewe. Die maniere waarop hierdie piepklein jong planthelde uiteindelik in die wêreld uitgestuur word, is werklik partykeer super dramaties en soms letterlik ontploffend. Sommige sade is bloot opportuniste en hulle gebruik swaartekrag. Dink aan swaar vrugte soos appels en perskes. Hulle word lekker ryp, val of breek af en rol sommer swaartekrag gedrewe so ver as moontlik weg teen 'n heuwel af. Ander is soos klein valschermspringertjies en ry bloot op die wind. Dink hier aan jou paardeblomme of daardie saadjies met klein perfekte vlekkies wat myle ver in die lug en wegsweef. Dan is daar die dieretaktiek en jong, die is briljant uitgedink. Die saad word of deur 'n olifant saam met 'n vrug verorber om dan later saam met 'n bietjie gereedgemaakte konsmis uitgeskei te word. Of dit kleef met nare klein hakies en dorings aan die pels van 'n verbygaande dier vas. Almal ken daardie bekende irriterende knapse kerel in jou kouse na 'n lang staproete. Maar weet julle, my absolute persoonlike gunsteling moet die ontploffende pole wees. Vat nou die droë pole van 'n akasiaboom byvoorbeeld. Hulle bou aan spanning daar in die warm son totdat die oomblik net perfek is. Dan bars hulle met eens oop en skiet daardie saadjies soos piepklein kanonkoels die wêreld in. Kan jy dit glo? Sjoe, wat 'n epiese oorlewingsreis is dit nie. En dit laat ons heeltemal gepas by 'n laaste maar 'n baie belangrike vraag. Volgende keer as jy na buite stap en jy sien bloot 'n oop en vuggige blommetjie iewers langs die pad, gaan jy werklik stil staan en daardie ingewikkelde wonderwerk van sy oorlewing raak sien? Sal jy dalk die meeldraad soek of kyk vir die stempel of selfs net dink oor daardie helder kroonblare wat as neonligte vir bestuivers dien? Ek is absoluut vol vertroue dat jy sal. Baie dankie dat julle saam met my deur hierdie ongelooflike strukturele en visuele reis verken het. Maak seker julle hou hierdie prentjies vars in julle gedagtes en dat julle werklik al die verskille ken. En glo my, julle gaan eenvoudig uitmuntend doen in die komende eksamen. So baie sterkte vir daardie graad 7 natuurwetenskappe toets. Julle het dit nou amptelik in die sak. Goed gaan en tot 'n volgende keer.